Vanaand, baie welkom vanaand by die huisgodsdiens hier saam met ons. Lekker, wees gemaklik, luister lekker aandagtig. Ek wil net deur te begin vir julle te sê dat ons krag alweer af is. Dis mos nou 'n nasionale sport, maar weet jy, iewerste in jou dag kry jy maar hierdie mense vir wie jy kan lekker lag, en ek dink 'n mens moet nog in vandag se tyd lag. Deur moeilike tye, deur tye van, ja, ek weet nie, onsekerheid of wat ook al die mense dit wil noem. Ek wil jou gou hierdie staaltjie vertel. Met daai kragstasie wat nou gebrand het, is daar goeienaand Wendy. Ek groet so terwyl almal opklim, wil ek jou gou vertel, het 'n groot deel van Elsburg nie krag gehad nie. En ons het krag gehad en iewers skielik het ons nie krag nie, maar so kom dit toe nou dat hulle nou ook 'n sapstasie nou gevandalize het gisterand. Nou gisterand het hulle hom gevandalize. Goeienaand Cassie. Happy anniversary vir julle. Ek hoop julle dag was lekker. Ek hoop jy was lekker gespoil. Julle mekaar gespoil. En toe die MC nou 'n videoetjie gemaak en opgesit, maar in die video wat hy nou toe opsit, het hulle nou parte kort en al die goed. Hallo Wikas, hoop dit gaan goed met julle. En so ja, ek dink hier's mense wat vir baie lank sonder krag gesit het. Ons sit nou van 11:30 sonder krag, maar in die video sê die MC toe nee dat hulle nou met hierdie cash for scrap mense gaan afreken. They gonna give it over to the law enforcement. Kyk, hallo Annie, hallo Tenis, maar toe breek ek vir myself. Nou dink ek by myself, law enforcement, they gonna hand them over to the law enforcement. So, nou ek weet nie waar daar law enforcement is vandag nie, maar ja, so maak iemand nou maar jou dag. Goeienaand Johanita, hallo John, hallo Zelda. Ja, is lekker, bly julle is op vanaand. So ja, deur haastige of besige tye kry ons daarom ook nou nog 'n nar ook in die sirkus wat nou vir jou lekker laat lag. So, hallo Ricardo. So dit is nou nogal lekker om te weet. Hulle het 'n law enforcement. Ons sien hulle net nooit nie. Ek weet nie of julle nog law enforcement mense sien nie, maar hallo Rita, 11 dae sonder krag. Yes, ek voel julle pyn is erg, hè. Dis baie erg. Maar ja, weet jy wat? En dit bring my ook by vanaand se boodskap. Naam tuis, klim op, groet julle, groet en deel. Dalk ook 'n grap as julle wil. Maar dis nou nogal interessant om te kan sien. Weet jy wat? En dit laat 'n mens baie keer 'n ding en dit bring jou, hallo Esther, en dit bring jou terug, hallo Pinkie, en dit bring jou ook terug by vanaand se boodskap wat ek vanaand vir julle wil bring. En ons tema, Hanelie Marie, is God sien jou. As jy jou Bybel wil oopmaak by Psalm 34, ons gaan daar lees saam in vers 19. Maar ek wil vir jou sê, die afwesigheid vandag by kinders van die Here is nie God nie. En dis gebed. Ek wil vir jou sê, die krag van gebed, weet jy wat, ek kyk so na die kerke en ek kyk so na kinders van die Here, dan sien 'n mens hoe skiet hulle 'n kort aan gebed. Die geweldige probleme om mense te behaag, om dinge te doen, aktiwiteite. Ek wil jou ook uitnooi om by dit te kan sê dat word 'n bidder. Alnita, goed met jou man. Word 'n bidder, deel hierdie. As jy nie met die Here kan praat nie, of jy voel nie waardig om met die Here te praat nie, praat met die Here. Jou inleiding, weet jy, al my jare, ek wil vir jou ietsie vertel, is 'n getuie, want die woord sê ons moet getuig. Elke Sondag. Ek kan nie een Sondag dink wat dit nie is nie, ongeag hoe 'n mens voel. Deur tye ook. Bid en bid jouself in. En die salwing by die preekstoel, die woord, die teenwoordigheid van die Heilige Gees. En wanneer jy in jou binnekamer is, of waar ook al jy bid, is Chris goeienaand, hallo Lana, is fenomenaal. Dis kragtig. Dit verander jou. Weet jy, kan ek gou vir jou iets sê, en ek gaan daaroor preek binnekort. Ek wil met jou iets deel. Toe Jesus op die aarde gewandel het, en hy die mens aangespreek, het hy nie die sondaars weggesteek nie, of weggestoot nie, hy het hulle juist by hulle gehad. Maar weet jy wie het hy aangespreek? En ek gaan net dit sê vanaand. Hy het die kerksmense aangespreek. Hy het die skynheiliges aangespreek, en ek ken baie van hulle is baie van hulle. Weet jy wat sê Jesus? En is nogal nie kanseltaal nie. Hy praat van ander geslagte. Hy praat van
hy sê dat alles witgepleisterde grafte. Hy praat juis met die Christen, hy praat met die kinders van die Here. En daai is wat die mens mis, die predikante mis dit, die pastore mis dit, hulle soek die guns van mense. Nee, weet jy wat, moenie die guns van mense soek nie. Soek in jou gebed die teenwoordigheid van die Here in jou omstandighede. As ek nou vanaand vir jou as napstebeer kan raad gee, hoor wat ek vanaand vir jou sê, liewe mens, hoor wat ek sê, soek die Here in jou gebed. Praat met die Here, herken die Onse Vader wat in die hemel is. Ken hom daar, ken hom wie hy is en vir wat hy is. En in sy koninkryk sal jy sien hoe jou lewe gaan verander. Jy gaan 'n werk kry. Ek profeteer nie hierdie goed nie. Ek sê vir jou hierdie goed is goed wat jou geloof gaan bou. Maar ek wil vanaand met jou praat oor God sien jou. God sien jou. Letitia, goeie naam. En vanaand wil ek net vir elke een van julle herinner aan een eenvoudige maar 'n kragtige waarheid. En dit is God sien jou. God ken jou en God is met jou. Hoor mooi wat ek sê. Soms voel 'n mens moeg en ek weet die tyd van die jaar of in die begin is 'n geweldige tyd. Voel 'n mens moeg en jy voel soms alleen en soms twyfel jy net in jouself en ons twyfel net in onsself en ons wonder dit wat ons doen of wie ons is enigstens saak maak. Hoor gou mooi. Hallo Lorika, enigstens saak maak. Maar kom ons lees hierdie kragtige waarheid in Psalm 34 vers 19. Hoor wat sê die woord. Hierdie is vir my so mooi. Hy sê die Here is naby die gebrokenes van hart. En hoor wat sê hy, en hy verlos die wat verslae is van gees. Hoor daar, hallo Johan, hoe gaan dit? Is dit nie mooi nie? Dit beteken vanaand eenvoudig. Dit beteken jy hoef nie sterk te wees nie. Jy hoef nie sterk te wees nie vir God om naby jou te wees nie. Hoor mooi. Jy hoef nie reg te wees nie. Jy hoef nie alles uit te figure nie. Ons probeer alles so uitfigure. Ek is deur al hierdie goed self in my hele lewe. Hy's juis naby jou wanneer jy swak voel. Hoor gou baie mooi. En weet jy, een kragtige man, en ek het Sondag oor hom gepreek, was Paulus. In 2 Korintiërs 12 en vers 9 skryf hy hierdie. Hy sê, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Hoor daar. Hy sê, my krag word in jou swakheid volbring. Baie liewer, hoor gou mooi, baie liewer sal ek dus in my swakheid roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Weet jy wat, kan ek vir jou iets sê? Jesus sê dit, en ek sê dit deesdae baie. Hy sê, weet jy wat, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God af is. Jy kan nie van God afhanklik wees, en jy het nie 'n gebedslewe nie, daar's 'n afwesigheid in jou gebedslewe. Mens, kan ek vanaand vir jou bemoedig, asseblief, al voel dit vanaand vir jou, jy kan nie bid nie, al voel dit vir jou, jy kan nie meer by daai punt kom nie, dit voel net vir jou, in hierdie eensame gebroke tyd. Dawid skryf dit hier vir ons, hy skryf dit hierso, elke persoon wat vanaand luister, jy luister hierdie boodskap met 'n doel, jy gaan hierdie boodskap share vanaand vir iemand met 'n doel. Die Here is 'n waarmaker, voor die grondlegging, in hierdie tyd, vandag weet ek lees dit in die media van hoe mense net moeg raak, hoe ouens hulle self uit die lewe uitneem. En dis die waarheid. Mense kan nie meer die druk hanteer nie, dit is baie moeilik. Ek en Monja praat vandag daaroor. Ons sien dit in die mensdom, ons sien dit hoe die druk mense onderdruk. En kom wees eerlik vanaand. Is dit nie so nie? Ervaar jy dit nie? Ek gaan vir jou sê dit is so. Vandat jy opstaan, as hierdie dag begin, jou foon begin, binne 1 uur, 2 uur, 9 uur, het jy 43, 63 boodskappe, jy moet deur alles werk, jou foon is, dis die een ding van 'n foon is, hy is so goed, want jy kan hom gebruik, maar hy is ook so ontydig, almal kan jou in die hande kry. Maar weet jy wat, dis die aard van die lewe, dis maar goed wat 'n mens gedoen. En daarom wil ek vanaand vir jou sê, almal wat luister, dra iets. 'n stryd, 'n gebed, 'n hoop, 'n vrees, 'n droom. En weet jy wat? Ek wil vanaand vir jou sê, uit hierdie gedeelte uit, hoor mooi, God mors niks. Nie jou trane nie,
nie jou wagtyd nie, nie jou pyn nie, nie jou gebede nie. Jy sien wat vir jou dalk vanaand soos 'n vertraging voel, is dalk vir God 'n voorbereiding. Wat vir jou so stilte voel, die afwesigheid van die Here, soos Job gesê het, Here, ek staan daar, ek roep U aan, dis asof U nie na my steur nie, daar in Job 20 vers 30, want kyk dit, is dalk vir God 'n beskerming. Hoor daar, kyk daar, herken Lana dit, Lana sê, ek voel, ek kan soveel beter bid op die oomblik, maar ek kan nie mense doen nie. Ek voel dit, Lana, ek is eerlik met jou, veral valse mense, veral hierdie mense wat, ek weet nie of 'n mens, as ek sê vals, dan pretend ek maar net in die buitesamelewing van mense, daarom moenie jou hoop in mense sit nie. Mense is lieflike goed, dis lieflike wese, weet jy wat, is een van die kragtigste dinge, Lana, wat die Here gebruik, of een van die kragtigste wesens wat die Here gebruik, is om mense op jou pad te sit. Maar ek verstaan wat jy sê, want hierdie Psalm sê dit ook. 'n Gebrokene van hart kan nie mense doen nie. Dis partykeer moeilik, want jy het jou eie stryd. Ek praat vanaand hier 'n one-on-one. Kan ek vanaand vir jou sê, kom ons noem hierdie 'n one-on-one. Sê vir my amen, jy verstaan dit. Sê vir my amen, hierdie is 'n one-on-one. Ons gaan nie vanaand oor mense en omstandighede praat nie. Ons praat vanaand one-on-one. Hoor gou daar. Ek kon nie ingaan nie, maar jy moet my bel en kom haal ek jou, dan sit ek jou daar voor by my op die kansel. Weet jy wat, kom sit daar by my op die kansel. Ek sit sonder, Salien, as jy luister vanaand, sit vir Lana stoel daar langs my op die kansel. Ek gaan jou regtig nie raakloop nie, hoor. Ek beloof jou. Kom sit daar, man, die salwing is daar. Kan ek gou vanaand vir jou sê, deur dit wat Lana sê, en dis een van die dinge wat 'n mens moet verstaan, deur hierdie vertraging en hierdie stilte en hierdie goed wat 'n mens is dat, amen, jy is pastoor, is die een, dis one, thanks Chris, dankie, daar sê, ek het laas maand en Saterdag my sussie aan die dood afgestaan, en Saterdag 'n vriend, ja, kyk daar so, Norman, ek sê baie jammer om dit te hoor, julle moet ons die goed sê, ons weet nie altyd alles nie, laat ons saam met julle kan praat en bid asseblief julle hoor, maar weet jy wat kragtig is dat, ja, julle kan al voor by my kom sit, ons sit soos die ou apostoliese mense daar agter op die kant, op die verhoog, niks leliks bedoel nie, maar ja, kom sit daar, weet jy wat vandaan vir jou soos die einde voel, is dalk 'n nuwe begin, en ek sê dit vanaand, om jou te bemoedig, ek sê dit vanaand vir jou, om iewers te kan sê, ek hoop jy het 'n lekker koppie koffie, of ek het so 'n lekker cappuccino hierso. As jy vanaand moeg is, weet jy wat, Jesus was ook moeg. Ons is nie een beter as Jesus gewees nie. Jesus was ook moeg in die woord sê, en hy het na 'n verlate plek toe gegaan, en hy het hom afgesonder van mense af. Lana, hoor jy, dis nie verkeerd nie. Ons kry partykeer daai dae wat ons nie mense kan doen nie. En hier rus in God. Ek wil vanaand vir jou sê, want die woord sê, en hy verlos die wat verslaas van gees. Geen mens kan jou verlos nie, man. Daar's nie 'n mens wat jou kan verlos nie. Maar weet jy, ons as mens kan vir mekaar bid. Ons kan vir mekaar bid, regtig, ons moet vir mekaar bid. En dis die afwesigheid van die mens het nie 'n gebed nie, gebedslewe meer nie. Weet jy wat, as jy bang is, vertrou hom. Ja, maar naps is makliker gesê as gedaan. Weet jy wat, dit is. Vertrou die Here, hy spreek hulle aan. Hy sê, hoekom is julle bang? Waarom vrees julle? Ek is by julle. En hy het 'n woord gespreek en die storm het bedaar. Die wind het stil geword. Hulle is want die woord en sy disippels het bang geword. En hulle het hom wakker gemaak. Hulle sê vir hom, wie is u dan? Gee dan nie om dat ons vergaan nie. Hy sê, waarom is julle bang? Vertrou my. En hy spreek 'n woord. Vir wat van 'n mens is hy, sê hulle? Ja man, weet jy wat, ons mis die kern. Dankie Jesus dat jy die mense aangespreek het as wit gepleisterde grafte. Dis 'n skande, man. Dis 'n skande. Weet jy wat, eendag, die tyd is nie reg nie, sal ek jou van die kerk vertel. Sal ek jou van pastore vertel. Ek is self nie onskuldig nie. Ek dink ek is op partykeer, kan nie mense doen. Ek moet bieg vanaand as ek dit kan sê. En ek sê dit met alle liefde. Ek sê dit nie met dinge nie. Maar weet jy wat? Ek het ook partykeer onsekere dae. Ek het ook partykeer dit, maar weet jy wat? Ek hou vas aan hom. As dit nie vir Jesus was nie, kan ek vanaand vir jou sê, as dit nie vir Jesus was nie,
As jy hoop verloor het, leen iemand anders se geloof vir 'n rukkie. Kom by die gelowiges in. Daarom sê hy, moenie versuim om die samekomste by te woon nie. Leen net iemand se vaste geloof saam met jou. Kry iemand met wie jy kan praat. Is moeilik, want jy weet nie, baie keer die mense deel so baie goed. Verstaan jy? Jesus moes ook in stilte bid. Amen, Wendy, dis die waarheid. Hallo Mariana, sê ek Mariana Brits. Yes, hoor gou mooi. Mag elke een vanaand van julle weet, God is in beheer. Luister, God is in beheer. God is en bly getrou. God is besig met iets moois. Selfs al kan jy dit nie nou sien nie. Ek wil vanaand vir jou bemoedig om te weet dat die Here naby elke een van ons is. En ek dink vanaand, ek praat vanaand met elke een. Ek sê weer vanaand, dit beteken nie ons hoef elke keer sterk te wees. Om te dink God is nou, kom hier nou 'n muskiet hier in my oor zoom. Jy hoef nie altyd reg te wees nie. 'n Mens kan ook, weet jy, kan ek net vir jou iets sê, weer eens moet ek ook by dit sê, ek sê nou nie vanaand, pas op vir jou gedagtes, pas op baie keer vir alleen wees met jou gedagtes. Dis 'n groot aanslag wat die vyand vir jou gee. Kan ek vir jou vra, kan jy vir my hier skryf, ek stem, amen. Kan jy vanaand 'n commitment met my aangaan? Kan jy vanaand sê, ja, ek hoor, ek weet dit is so. Ek het al gesien, baie keer om ook te alleen te wees met jou gedagtes, en om baie keer ook so bietjie te ritereer en sekere goed te doen om hierdie gedagtes, dis is 'n taktiek van die vyand. Hoor gou mooi, onthou, Lucifer was ook in die hemel. Hy het aansien en hoogmoed, daar's baie van hulle, hoogmoed, trots. Ja, mense, luister, dis in elke fasette van vandag se tyd een van die grootste dinge wat 'n mens se downfall kan beteken. Kom man, ons moet vanaand 'n bietjie hierdie nodig hoor om dit te kan beleef, om dit te kan besef vanaand. Hoor gou mooi. Pas op vir jou gedagtes, jy gee die vyand 'n kans, hoor. Jy weet jy, Paulus, gaan lees 2 Korintiërs 12, gaan sien. Hy kom as hy, Paulus, my genade is vir jou genoeg. Want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer sal ek dus in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Die krag van God. Kan ek gou vanaand vir jou sê, ek nooi jou uit vanaand, ek nooi jou vanaand uit om môre aand 6:30 het ons by die voete van Jesus, het ons 'n gemeente byeenkoms. En dit gaan oor die lig. Baie mense sê, ek ken Jesus. Baie mense sê hulle weet, daar's ons gebedslyn, gebruik hom. Baie mense sê hulle ken Jesus. En is anoniem. Dis waar, dankie Wendy. Baie mense sê hulle ken vir Jesus. Maar baie wil nie die lig van Jesus dra nie. En môre aand het ek vir jou 'n verrassing. Môre aand, ek sê jou, the Holy Spirit is gonna move. Die krag van die Here in hierdie laaste tyd, die Heilige Gees, die krag van die Here is die krag van Pinkster, man. Dis wat gebeur. Weet jy, dit wat ons beplan met Paasnaweek. Ja, ek moet vir Pinkie hulle en vir almal sê dankie. Ons het 'n tema, ek hoop ek mag dit weggee, ek hoop nie ek sien die moeilikheid nie. Villa Dolorosa, die plaveisel, die pad wat Jesus gestap het. Die man van Golgotha. Weet jy wat? Kan jy vanaand vir my antwoord? Ken jy die man van Golgotha? Ken jy hom? Weet jy wie die man van Golgotha is? Kom ek vra jou vanaand so. Wie is die man van Golgotha? Wie daardie Villa Dolorosa, daai pad gestap? Vir my en vir jou. Nee man, ek en jy moet vanaand iemand se geloof leen, as ons vanaand hoop verloor het. Weet jy wat hoop het 'n naam, sy naam is Jesus. Hoor gou mooi. Dis hoekom en waarom na iemand se dood maak 'n mens, ja, naand Linda, gaan dit goed. Dis waar, Jesus kom, ja, jy's amen man, dit is mooi. Ken jy die man van Golgotha? Jesus, mooi, ja, amen, my verlosser, ja, jy's great man. Hoor hierso, kan ek vanaand vir jou sê, weet vanaand, God is in beheer. God is getrou, God is goed.
God is besig met iets moois. En hy is in no limits besig met iets moois. Ek moet vir jou sê, die krag van die Here beweeg. Hoor hierso, selfs wanneer 'n mens dit nie kan sien nie. In elke mens, as ek sien die fasette van hoe mense groei en hoe mense regtig by die Here kom, saam, hoor gou mooi, en môre aand gaan dit oor 'n eenheid, en môre aand se bediening gaan oor hierdie eenheid, hierdie spesiale eenheid, en saam is ons nie alleen nie. Ons is in Christus. Ons is in Christus. Ons is nie alleen nie. Dit weet ek vanaand. Ons het boeties en sissies wat vir mekaar bid. Kom ek sluit af. Die Here is naby. Of hy lees eerder so, die Here is naby. Ek moet hom net, ek hou van naby. Die Here is naby, die wat gebroke is van hart. En hy verlos die wat 'n verslae gees het. So ek hoop vanaand, dit kon jou so bietjie bemoedig. Dit het my baie bemoedig. Weet jy wat, ek wil weer vanaand vir jou sê, weet jy wat, Dawid skryf, hy sê, weet jy wat, ek het die Here gesoek en hy het my geantwoord. En my het al my vrees gered. En dit is wat die Here doen op sy tyd. Dit is net 'n oorlewering om daar te kan kom, om jou gedagtes sterk te kry en jou gedagtes by die Here te kry en met die Here te praat. En dit is wat ek vir jou sê, amen, amen. Ek voel in my hart, God los ons nooit. Hy los ons nooit alleen. Ons los, Linda, baie keer vir God alleen. Of ons moet baie keer teruggaan na waar ons hom gelos het. Hy sal ons nie los nie. Hy sal nie, daar is nog nooit vir my anders as verkeerd bewys dat die Here ons los nie. Hy sal hom weg, hy verberg hom weg van die sonde af, ja natuurlik, maar los hy ons? Nee, daar sê hy dit, daar het ek dit vroeër genoem en ek gaan daaroor preek. Wat 'n preek gaan dit wees? Is daar kragtig? Die woord van die Here sê dat hy praat en hy roep die sondaars en hy kom by hulle en dan sê hy, praat hy met die skrifgeleerdes. Kom ons noem hulle so. Julle wit gepleisterde grafstene, julle addergeslag. So ons moet bietjie gaan kyk. Ons gaan bietjie daaroor gesels. Maar dankie. As dit vanaand vir jou soos die einde voel, wil ek vanaand vir jou sê dis 'n nuwe begin. Ons moet net by daai einde kom. My genade, God se genade, en ek het laasweek so 'n bietjie oor dit gepraat. Jy moet maar net teruggaan op ons blad. Dankie dat jy vanaand saam geluister het en dankie dat jy deel is en dankie dat ek jou kon bemoedig het vanaand met hierdie woord uit die woord van die Here uit. Jesus, God is goed. En ons bid vir elkeen, weet jy wat? Dis net soms partykeer moeilik om deur te kom. Om op 'n punt te kan kom waar ou sê, weet jy wat? Ek het eintlik 'n vraag vanaand en ek dink partykeer as mense so kan, ons is nie ateïste nie, so ons glo tog in iets hierna. So as ons sterf op hierdie aarde en ons tyd op hierdie aarde, dan moet daar vir ons 'n ander lewe wees. Daar's definitief vir ons 'n ewigheid, ons ewigheidswaarde. So en as 'n mens bietjie gaan sit en besin oor hierdie, dan dink 'n mens altyd maar daarvoor moet ons lewe. Wat kan ons skei van die liefde van God? Wat kan ons skei? Niks kan ons skei van die liefde van die Here nie. En dit is vanaand waarin ons moet vashou. Sy liefde en ons as kinders van die Here wat mekaar dra. Ons moet begin om mekaar te verdra en mekaar te dra in omstandighede. OK, maar daar moet ook 'n verandering kom. En ek sê weer vanaand, hoe doen 'n mens dit? Saam is ons nie alleen nie. In 'n eenheid, môre aand, as jy mis, moet jy 'n goeie verskoning hê. Moet jy gebruik die geleentheid soos Derek gesê het. Gebruik elke geleentheid om by die Here uit te kom. Die tyd hardloop uit. Ek en my ma praat vanmôre. Ek sê die koms van die Here is so naby. Dit is so naby. Ek wil vir jou sê ek kan nie verstaan hoe mense dit nie kan beleef nie. Wat het geword? Wat Heng wou ek nou gesê het? Hoe kan mense dit nie besef nie? Man, ja. Ek wil nou nie vanaand te veel oor dit praat nie, maar kom ons kyk. Môre aand by die voete van Jesus 6:30. Weet jy wat? Stel vir jou alarm. As die duiwel jou daar wil uithou vanaand of môre aand, moet jy hom wys, jy sterker is dit. Kom. Ons gaan nie lank wees nie. Dis een ding wat ek gesê het oor 'n tyd is ek het beloof dat ons gaan worship, ons gaan bid, ons gaan die woord ontvang, ons gaan in 'n eenheid agree, ons gaan ons kersies lig, gee ek dit nou weg. As jy wil, dan
kom jy en ja, dan sê jy by die Here. Man, ek voel daai roering môre aand. Ek is opgewonde, ek wens dit was al die tyd. OK, so ek sien jou. Maar dankie in elk geval, dankie vir julle wat saam geluister het. Share hierdie boodskap, tag mense in. Weet jy wat, iemand het vanaand 'n gebroke hart. En iemand moet vanaand hoor, Psalm 34, vers 9. Die Here is naby die wat gebroke is van hart. En hy verlos die wat verslaas van gees. Here, dankie. Dankie vir elke een vanaand. Dankie Here dat ek vanaand in hulle lewe in kan roep. U is besig met iets moois. Al kan ons dit nie nou sien nie, al voel dit nie so nie. Here, ons kom en ons vertrou U. Ons weet U is in beheer. Here, al voel hulle vanaand alleen, al voel hulle vanaand moeg, kom hulle vanaand, al voel hulle bang, kom ons en ons vertrou U. Al is ons onseker vanaand, Here, kan ons nie anders as om in U vas te hou nie. As ons hoop verloor het, Here, gaan U iemand stuur. U sê dit in die woord, ek sal vername mense op jou pad stuur, om jou te bemoedig en jou op te tel. En U sê in die woord, U sal ons optel van die ashoop af. En U sal ons aansien gee. Dankie Here dat ons U daaraan kan herinner. Stuur hierdie mense op mekaar se pad. Dat hulle vir mekaar kan bid. Dat hierdie stilte gebreek kan word. Dat ons net U beskerming kan voel vanaand. As dit vanaand soos die einde voel, Here, weet ons, as dit soos 'n vertraging voel, dan weet ons U is besig met die voorbereiding. U is besig met elke een. Ons wil nie hoop verloor nie. Dankie daarvoor vanaand. Ons eer U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Dankie julle moet 'n geseënde aand hê. Baba Jaco, church, julle moet 'n lekker aand hê. Dankie julle, Cassie, dankie John, julle groet julle gou vanaand. Dankie. Dankie vir julle like, share dit asseblief. Deel jou offer. Geld is nie altyd offer nie. Jou offer is om 'n share button te druk en hierdie boodskap te deel op en hier op te sit at followers en highlight. Iemand, ons is so geseënd om die tegnologie te kry om hierdie boodskappe te kan deel. OK, iemand moet dit oor vanaand. Iemand moet vanaand weet, Jesus is naby aan elkeen wat gebroken is van hart. Here seën. Lekker aand.